wees stil. My broer en suster, weet ons vanmôre, ervaar ons dit werklik, dat God met ons is in hierdie oggend. Ervaar sy Heilige Gees in jou werk in hierdie oggend. Hy versterk jou, hy vertroos jou, hy bou jou op. Immanuel, God met ons. Loof die Here. Loof die Here. U is getrou. U is ons Vader. U regeer oor elke mag en oor elke krag. U is reeds in môre, Here. Dankie dat ons nou elke sorg op U werp. En ons weet, U sorg vir ons. Ons hoef nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie, want U is ons God. Aan U behoort die vee op 1000 berge. Aan U behoort al die silwer en die goud. Here, ons toekoms is vas in U. Ons toekoms is verseker in U. Ons het vanmôre werklik geen rede om te bekommer nie. En vergewe ons waar ons so dikwels bekommerd oor die dag van môre. Help ons om nou te leef in hierdie oomblik, om nou te geniet, hier waar ons nou saam met mekaar is in U teenwoordigheid. Help ons om elke oomblik te geniet en te weet dat U is die Here, U is met ons. Amen. Loof die Here. Sjoe, dis vir my regtig vanmôre 'n voorreg. Hierdie boodskap lê regtig swaar op my hart. Terwyl ek so voorberei, regtig het die Here so dinge weer in my opgewek. Ek wil vanmôre met u praat oor die moeders wat die bewaarders is van geloof. The guardians of faith and legacy. En dit wat God in ons skoot gelê het, in ons hande gelê het, in ons mond gelê het. Dit is ongelooflik as dit vir ons oopgaan. As ons sien wat het die Here vir ons gegee en wat 'n verantwoordelikheid ons as moeders het. En ek wil ook ek gaan uit die famous hoofstuk lees, maar net een versie, Spreuke 31. Julle hoor seker elke Moedersdag 'n preek oor Spreuke 31. Maar ek gaan nou nie daar gaan nie, want hierdie vrou is vir my next level. So, as hy hierdie lees, dan voel jy, ag Here, ek kom te kort. Sy is net besig, ek weet nie wanneer het die vrou geslaap ooit nie. Sy is dag en nag bedrywig geweest. So ek wil nou nie daar gaan vanmôre nie, ek wil meer fokus op die legacy wat hierdie vrou gelaat het. En haar kinders en haar man ook. Ons kyk in Spreuke 31 vers 28 Stefanie. Het ons hom daar? Haar kinders tree op en noem haar gelukkig. Haar man ook en hy prys haar. So ek wil net so 'n klein oomblikkie voor ek aangaan hierby stil staan. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig. Die Engels sê call her blessed. Haar man ook en hy prys haar. So as jy vanmôre gedink het ons gaan net vir die vrouens spreek, hier's regtig baie in hierdie boodskap ook vir ons mans. So hier is 'n groot les om te leer. Haar man prys haar. Broeders, ons het nodig dat julle ons prys en ons aanmoedig. Jy met jou vrou aanmoedig en haar prys en maak dit vir haar makliker om hierdie groot taak wat God op haar gelê het te volbring. Ons het dit werklik nodig om bietjie waardering te kry. Baie keer gaan ons vrouens net aan en hulle gee hulle alles vir hulle mans en hulle kinders, maar daar kom nie altyd daai waardering. Miskien het ons dit nie altyd geleer. Ons kom uit tye, kyk, dinge werk maar soos dit werk. Jy weet, die vrou sorg en gee kos en die versorg die kinders en dis hoe dit is. Maar ons het nie geleer altyd by ons voorouers hoe om waardering te toon en
bietjie, jy weet, aanmoediging. So, ek wil julle vanmôre aanmoedig, broers, prys jou vrou. Waardeer haar, erken dit wat sy opoffer terwille van haar kinders. 'n Moeder offer baie op. Sy laat baie goeders, haar eie drome en haar eie goedjies wat sy wou doen, offer sy op vir haar kinders. Baie keer en vir haar man. En ons doen dit met liefde. Dis nie dat dit vir ons, dis 'n liefdesoffer. En ek kan nog een versie vir ons broers gee en om vir jou net te sê hoe belangrik dit is dat jy mooi werk met jou vrou. Dis absoluut belangrik. Stefanie, kan jy vir ons 1 Petrus 3 vers 7 opgooi? Okay, sal ek hom in Engels bietjie lees vir terwille van jou siel? Wie's nog Engels hier? Tsipo. Is dit Tsipo wat daar sit? Nee, is dit Tsipo? Okay. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel. Nou nie dat sy regtig swak is nie, maar ons is fisies is ons swakker. Maar in ons gees staan ons sterk. Showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. So as jy bietjie mislik is vir jou met jou vrou broer en haar nie goed behandel nie, dit kan jou gebede verhinder. Dit is ernstig. Ons spreek nie altyd die goed nie, maar asseblief onthou dit. So asseblief, wees goed vir jou vrou, sodat die Here vir jou goed kan wees. Okay? Goed. Net so ietsie in, dis gratis, maar dit gaan jou baie help. Onthou, 'n vrou is soos 'n bloeisel. Sy gaan oop as sy water kry. So, jou liefde is daai water, en jy moet elke dag daai blommetjie water, dan gaan daai blommetjie oop, en sy is te pragtig, en sy ruik lekker, en sy verskaf baie plesier vir jou. Ou kan nie verwag jy behandel jou vrou soos die vloerlap, en vanaand as jy vir mamma wil nader trek, dan moet sy nou in jou arms val. Dit werk nie so nie, my broer. Stort daai liefde en daai waardering. As jy 'n bietjie 'n probleem het, gee vir jou vrou liefde en waardering en ondersteun vir haar en jy gaan net sien. Jy gaan groot vrug dra. Goed, sommer net so tussenin. Maar in elk geval, kom ons kyk na Hanna vanoggend. Ons wil vandag die vrouens eer wat die toekoms vorm. Julle gaan later sien hoekom ek dit sê. Dit is in ons vrouens se vermoë om die toekoms te vorm. Die mans ook. Ek sal later net vinnig noem waar hulle ook weer inkom, maar dis die woord van die Here en is vir ons almal van toepassing. Ons eer vandag die vroue wat ons toekoms vorm, wat ons geloof bou, wat ons kinders geloof bou en wat nalatenskappe, legacies nalaat van geslagte tot geslagte. Jy het nie 'n idee wat se effek jou geloof het en dit wat jy in jou kinders belê, wat se effek dit op die nageslag kan hê nie. Dit is vir my amazing. Kom ons kyk na Hanna. 1 Samuel 27 vers 28. Om hierdie seun het ek gebid. Waar is dit 27? Sorry, ek het nou nie gelees nie. For this child I prayed and the Lord has granted me my petition that I made to him. So, vers 28. Therefore I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord, and he worshipped the Lord there. So Hanna was, haar moederskoot was gesluit, sy was onvrugbaar, en sy het 'n kind van die Here gesmag. En sy het spesifiek gebid, sy wou graag 'n seun hê, en sy het 'n seun van die Here afgebid. En jaar vir jaar het sy gebid, en sy het die Here vertrou, en 1 jaar toe hulle weer tempel toe gaan, toe stort sy weer haar hart uit in gebed voor die Here, en so mate dat die hoëpriester Lewi dink hierdie vrou is dronk, so sy bid en die Here aanroep vir hierdie seun,
En want sy het haar lippe beweeg en daar het nie klank uitgekom nie, toe dag leef hierdie vrou is ver heen. En hy spreek haar toe aan, en toe sê sy vir hom, nee my Heer, ek bid, ek vertrou die Here vir 'n seun. En Eli, die profete het mos, en die priesters, het namens die Here gespreek, hy het haar namens die Here haar versoek aangeneem en vir haar gesê, jy sal 'n seun baar, en so het die Here geantwoord, maar wat vir my wonderlik was, toe sy nou nog gebid het, sy was nog nie eens swanger nie, en die Here vertrou het vir hierdie seun, toe sê sy klaar al vir die Here, Here, ek gaan hom toewy aan U. So sy het nog nie eers hierdie seun nie, maar sy het klaar besluit, in geloof, wat 'n geloofsvrou, sy gaan hom teruggee aan die Here. So, as moeder, het sy seker ook drome gehad vir haar kinders, en jy weet, ideale en dinge, maar hierdie vrou het verkies om haar eie drome en ideale vir haar kinders op te gee, en hierdie kind aan die Here te gee, en hom aan die Here oor te gee, sodat die Here sy doel in hierdie kind kan bereik. En so gee moeders baie keer hulle drome prys vir hulle kinders se toekoms. En as ons verder kyk, dat Hanna se verhaal is 'n merkwaardige voorbeeld van 'n moeder se geloof, opoffering en toewyding. Soos ek sê, al was dit hartverskeurend vir haar om haar seentjie daai dag by die tabernakel te los, toe hulle nou weer opgaan om te gaan aanbid. Hulle het elke jaar opgegaan. En hy kon by haar bly tot sy hom nou gespeen het. Nou die Hebreërs het hulle kinders gevoed, hulle het hulle gespeen hier tussen 3 en 5 jaar. So hy kan tussen 3 en 5 jaar oud gewees het, toe sy hom by die tempel gaan los het by Eli, en toe moes Eli hom verder grootmaak en in die weë van die Here leer. So ek dink nie dit was maklik vir haar daai dag, toe sy haar kind gaan, maar sy het dit met liefde gedoen. Het sy haar seun geoffer vir die Here se diens, en van toe af het sy net elke jaar vir hom, as hulle gaan om te aanbid, 'n nuwe manteltjie gemaak, en dit was nou haar deel wat sy verder kon doen. Verder het sy hom in die Here se hande gelos, en sy toekoms in die Here se hand gegee. En dit is my net amazing, die geloof van hierdie vrou, om haar kind net te gee en oor te gee aan die Here, en sy toekoms oor te gee, sodat die Here sy doel in sy lewe kan bereik. So ons leer uit haar voorbeeld dat ware geloof kos baie keer dat ons moet surrender. Baie keer moet jy surrender, jy moet alles oorgee aan die Here. Maar daar is groot vrug daarop. Want hierdie vrou het geweet dat God se planne vir hierdie kind is baie beter as haar eie planne. En as moeders moet ons soms ons kinders in God se hande los. En met vertroue dat die Here se doel in hulle lewens sal seëvier. Hierdie vrou wat 'n vrou van gebed was, kyk wat het sy nagelaat. Samuel het opgegroei en hy het 'n profeet geword, hy's 'n priester en hy was 'n magtige leier van die volk van Israel. Dit van 'n moeder wat gebid het, wat 'n kind van God afgebid het, wat hom aan die Here toegewy het. Samuel het opgegroei, 'n profeet geword, 'n priester, 'n leier, op grond van sy ma se gebede. Dit is wat kan gebeur as 'n ma bid. Sy het nie net een keer gebid nie, dit was 'n leefstyl. Sy het 'n leefstyl van gebed gehad. En vandag kan ons bemoedig word hierdeur dat ons gebede, ons volgehoue gebede, dit kan iets kragtigs na vore bring in ons kinders se lewens. Dit is saad wat ons in ons kinders se lewens plant. En ons bid, en al sien ons nie dadelik resultate nie. God is steeds besig om te werk. Ons het met die Bible Recap Bybelleesprogram wat ons begin het. Ek wil jou regtig bemoedig as jy nog nie begin het nie, begin. Ons het so ongelooflik baie geleer van God. En hoe God, ons sal nooit
presies weet hoe God werk nie, maar ons het baie geleer oor God. Goed wat baie keer glad nie sin gemaak het, goed wat gebeur het daar in die Ou Testament, verskriklike goed. Maar wat ons net heeltyd besef, heeltyd, God is soewerein, hè? Daar is goed wat ons nie verstaan nie, maar wat ek sien in hierdie hele ding, ons moet God vertrou. Want hy weet wat hy doen. Ek en jy weet nie waarmee hy op hierdie aarde besig is, ons nou party van daai stories lees nie, maar God is besig om te werk agter die skerms. So al wat ons moet doen, ons moet hom vertrou. En ons moet bid, want hy is besig om te werk agter die skerms, en nie baie lank nie, partykeer lank, dan sien ons maar aarde, dit was wat aan die gang was, en hier val alles skielik in plek. En God kan uit enige lelike, vieslike situasie, kan hy iets positief, dis wat ons ook geleer het in hierdie Bybelplan. Die grootste gemors wat deur die volk van hom aangevang het, kan hy nog gebruik en iets positiefs hier uitbring. So dit is waarmee ek ook julle wil bemoedig vandag. Al sien ons nie wat gaan aan en ons verstaan nie, wat aarde, ek bid, ek lei by my lewe aan die Here en kyk wat gebeur. So, moenie daar gaan nie, weet net dat jy God kan vertrou, soos wat ons nou gesing het, wees stil en weet dat God regeer. God is besig om te werk, hy gaan jou nie los nie, hy gaan nie jou kinders los nie, hou jy net aan bid en vertrou vir hom. Ek wil vir julle vertel, ja, jou gebede is glad nie te vergeefs nie, jou geloof word deur God raak gesien. Die woord leer vir ons, geloof is dit wat God behaag. Ons offers, dit is awesome en is wonderlik, maar dit is ons geloof in ons God wat hy raak sien. Want dan ons weet wie hy is, en dat hy is wie hy sê hy is, en dit is wat vir hom belangrik is. En ons opofferings, wat vir ons dalk 'n opofferings, dit vorm destinies. Dis iets wat jy opgeoffer het, maar dit vorm 'n destiny. Soos wat Hanna se gebede, haar offer het 'n destiny veroorsaak. En vir die volk van die Here, hulle het 'n magtige leier daar gehad, as gevolg van sy ma wat gebid het. So, ek wil vir julle vertel van Susanna Wesley. Dis nog 'n moeder in vandag se tyd, wat ook 'n biddende moeder was. Nou ook die vaders, julle kan ook bid en wonders verrig deur julle gebede, so maar nou nie uitgesluit vir hom. Maar kom ek vertel nou van die moeder. Partykeer het ons vrouens dalk net meer tyd om te bid ook, omdat almal nie, dit het nou verander in vandag se tyd, meeste van die vrouens werk ook, maar ja, ons vrouens het baie keer die tyd en ons kan 'n tydjie maak om te bid, terwyl ons mans baie besig is ja, in elk geval. Susanna Wesley was die moeder van John en Charles Wesley. Hulle was groot herlewingsleiers. Nou Susanna Wesley het 19 kinders gehad, mammies. 19. Ongelukkig het net 10 van hulle die kinderjare oorleef, maar is nog reeds baie. 10 ou kindertjies om die tafel en in die huis en oral. Maar hierdie moeder, julle weet hoe besig kan dit wees, selfs met 1 of 2 Ons mammies het partykeer nie eens tyd om bietjie net alleen badkamer toe te gaan, gou nie. Hulle is net oral en hulle wil net deeltyd mamma se aandag hê. So ek stel jou voor met 10 of 19, né? Maar hierdie Susanna was 'n vrou van gebed. Sy het met al haar kinders en al die versorgery, het sy 2 ure per dag spandeer om te bid. Nou vra ek vir jou, waar kry jy nou stilte in die huis om 2 ure te kan bid voor die Here? Ons ma sal net wonder hoe dit gebeur. Maar Susanna, al wat sy kon doen is, sy het nie 'n privaat plekkie gehad waar sy kon gaan bid nie. Sy het haar voorskot gedra, en dan sy haar voorskot oor haar kop gedra, en gegooi, dan sy die kindertjies geleer, as mamma se voorskot oor haar kop is sy by God, dan los hulle vir haar. So het Susanna elke dag vir 2 ure gebid, met die voorskot op die kop, was sy besig met die Here, elke liewe dag. Is dit nie amazing? Ons het baie keer 'n verskoning en die kinders hou ons so besig, maar laat ons leer by Susanna.
En kyk wat het hierdie gebeure gehad. Die gevolg, dit is my wonderlik. Ons sien ook al, die seuns het erkenning gegee dat sy hulle geleer het oor God. En weet jy wat het alles gebeur uit hierdie biddende vrou se lewe, uit haar gebed, né? Daar is 'n herlewing plaasgevind wat oor die hele wêreld toegeneem het, né? Dit het begin in Engeland en Amerika. En John het geword, die een seun wat John was, John Wesley. Hy het 'n prediker geword en 'n teoloog. En hy het die Methodiste kerk gestig. Kan jy dit glo, Susanna? Die Methodiste kerk hier langs ons is ook enetjie gestig. Dit was een van die grootste protestantse kerke nog. Ja, die Methodiste is 'n groot kerk. En hierdie Methodiste kerk het baie gefokus op sending. En hulle het die hele wêreld ingegaan en Methodiste kerke gestig. Dit was in Australië, Nieu-Seeland, Afrika, die Karibiese eilande in Afrika, Asië, China, Suid-Afrika. Net waar jy dink, het hulle kerke gestig, protestantse kerke. Is dit nie amazing? Oor Susanna se 2 ure gebed elke dag. Wat kan die Here nie deur 'n moeder doen nie? Die ander seun, ja, dit was in die 1700s. Charles, hy het weer 6000 liede geskryf wat ons vandag nog in kerke sing. Onder andere daai liedjie van Hark the Herald. Ja, ek gaan nou nie probeer sing nie. Hark the Herald Angels sing. Elke Kersfees sing hulle hom. Onder andere daai liedjie het Charles Wesley, Susanna se seun, geskryf, 6000 liedjies. Hy was ook 'n prediker en uit hierdie herlewing het later jare, direk uit hierdie herlewing het die holiness beweging begin en waar hulle baie op heiligheid geklem gelê het, holiness en om 'n heilige lewe te lei en 'n oorgegewe lewe. En hulle het baie gekonsentreer op social justice, hulle het die slawe, jy weet, mense wat onderdruk is, opgehef, en onder die armes en die middelklas is mense opgehef deur die evangelie. En die Pinksterherlewing het ook uit daai herlewing gekom in die 20ste eeu. Dit is 'n direkte uitvloeisel uit daai herlewing en ook die charismatiese herlewing in die middel 20s. Oor Susanna 2 ure 'n dag gebid het. Moeder, weet jy wat, dit is ons in ons hande, in ons monde. Dit is vir my net, ons onderskat onsself so. Ek raak so opgewonde. Die rol van Moses se ma. Jochebed. Kyk wat se invloed het sy in haar kind se lewe gemaak. Jochebed was Moses se ma. Nou weet in daai tyd, toe hulle gelewe het, was die Israeliete mos onderdruk deur Farao. Hulle is slawe gewees. Hulle is verskriklik sleg behandel deur die Egiptenare en onder Farao se bewind. Maar ten spyte van hierdie swaar kry, het hierdie Israeliete vir jou baie mense geword. Hulle, hoe kan ek sê, hulle het baie vermeerder. En hierdie Farao het gesien, hier is 'n bedreiging. Hierdie mense is besig om sterk te word. As hulle gaan opstaan, gaan ons moeilikheid kry dalk. En hy het 'n dekreet uitgevaardig. En toe sê hy, al die Joodse seentjies wat gebore word, moet doodgemaak word. Nou, en dis in die tyd wat Moses toe nou gebore geword het. En Moses het sy ma Jochebed het aan hom geboorte gegee en sy sê, ag, hierdie seentjie is so mooi. Sy kan net nie sien dat hy moet doodgemaak word nie. En sy het hierdie kind vir 3 maande weggesteek. Nou jy weet, hierna 3 maande begin die ou babietjie meer woel en huil en beweeg. En sy het besef, sy gaan hom nie nou langer kan wegsteek nie, sy sal nou moet 'n plan maak. Toe het sy nou die papierus mandjie gemaak,
en sy het vir Moses daar ingesit, ons ken die storie, en sy het hom laat gaan op die water. Wat 'n geloofsdaad, hè? Sy het absoluut God vertrou dat God gaan haar kind versorg en dat God se wil in sy lewe gaan skied. Dis amazing dat 'n moeder dit gedoen het. Maar as sy dit nie gedoen het nie, het hy gesterf. En ons weet ook toe Moses se sussie het hierdie storie mooi dopgehou en gekyk vir Moses, wat gebeur met hom? Sy was daar by die rivier. En is dit nie wonderlik hoe die Here voorsien nie? Hier kom Farao se dogter, stap langs die rivier, ek dink sy wou bad of iets, en sy sien hierdie mandjie, en sy sien die babatjie, en onmiddellik raak sy ook so, daar's 'n koneksie, en sy besluit sy gaan hom aanneem. En Moses se sussie is ook nie links nie, is dit nie wonderlik hoe die Here voorsien nie? Sy sê, ek weet nie wat hulle aangespreek nie, prinses of wat, ek kan vir jou help om iemand te kry om hierdie babatjie te versorg. Nee, gee die Here nou vir haar wysheid. Sy sê, dis wonderlik. En so gebeur dit toe, dat Moses se eie moeder hom grootmaak, totdat dit nou tyd sou wees, dat sy hom moet teruggee vir Farao. Is dit nie wonderlik hoe die Here sy pad vir hom oopgemaak het nie, maar dis ook oor die moeder wat haar geloof in God gestel het. En ons kyk verder. Sy het ook, soos ek gesê, die kinders het gesoog tussen 3 tot 5 jaar, maar as ek nou Jochebed was, want haar woord aan die vrou was, as hy nou gespeen is, gee ek hom terug. So ek sou dit gemerk het, 5 jaar, niks minder nie. Ek sou hom gesoog het tot 5 jaar by my gehou het. So ek dink hy was 5 jaar, toe hy terug is paleis toe. Maar wat sy in sy lewe ingebou het, in daai eerste vormingsjare van daai kind, het hom so gevorm, dat hy, toe hy terug is paleis toe, het hy nie hulle geloof aangeneem nie. Hy was 'n ware Hebreër, hy het nie 'n Egiptenaar geword nie. Dit wat sy ma in hom vasgelê het, was verseker. En sy het 'n baie goeie taak verrig. En hy het geweet wie hy is. Hy het geweet ek is 'n Hebreër, ek is nie 'n Egiptenaar nie. Al het hy daar groot geword en hy het altyd vir sy volk gevoel. Ons sien dit toe hy nou groot geword het en hy stap eendag daar en hy sien hoe word sy mense mishandel deur die Egiptenare en iemand was wreed met een van die Israeliete, toe slaat hy mos sommer daai Egiptenaar dood, né? Onthou, so, hy het nog altyd 'n hart gehad vir sy volk en sy mense. Al het hy toe verder in die paleis groot geword. Maar wat ek hieruit vir jou wil leer is, dat die eerste vormjare van 'n kind is crucial. Dit is regtig kritiese jare. En ek wens dat toe my kindertjies klein was, dat ek die kennis het wat ek vandag weet, dan kon ek soveel beter gedoen het. Maar dankie vir die Here se genade, né? Maar daarom kan ons nou die kennis wat ons nou het gebruik om ons jong mammas wat nou mammas is en nog gaan mammas word, om hulle te leer, sodat hulle sal weet wat is in hulle, wat se vermoëns is in hulle, wat kan hulle bereik, wat kan hulle in hulle kinders werklik belê, wat die wêreld se toekoms kan verander. En ek dink eintlik elke kerk behoort tipe van 'n skool te hê, waar ons jong dames en ons moeders leer wie hulle is en wat hulle verantwoordelikheid is. Sal dit nie amazing wees as ons almal weet van die begin af, ja, ek kan die woord spreek aan my kind. En daar is 'n baie oulike tannie in ons heel eerste gemeente wat ons begin het in Oos-Driefontein. Dankie Here vir haar, tannie Nella. En sy het vir my geleer, weet jy wat, jy kan met jou kinders praat nog voor hulle gebore is. En ek het dit begin doen. Jy sal verbaas wees, daai band wat jy met jou kind, en ook wat hulle intellek betref, geheue,
Ek meen Shalda se geheue, toe hulle toetse skryf in standaard 5, daai aanlegtoetse, haar geheue was, uit wat het dit getel? Uit 10. Ja, die algemene gemiddeld was so 5 van die klas. Haar geheue was 9 uit 10. En ek glo dis daai band wat 'n ou met haar gebind het, met haar gereeds gesels het. Sy kan onthou, ons onderskat ons kinders. Ons dink hulle is klein, ons kan nie die woord met hulle praat nie. Jy moet hoor hoe praat ons klein kinders. Ek wens hulle kon dit doen, maar hulle is 'n bietjie skaam vir mense. Maar hoe quoteer hulle die skrif? Wat is in hulle? Nou en dan kom Ellie met 'n Bybelversie uit, wanneer sommer so in die gesprek, dan sê sy die Bybel sê dit. Ons onderskat ons kinders heeltemal te veel. Hulle is klein, maar hulle het dieselfde brein as jy, hy moet net ontwikkel word. So dis hoekom ek sê, ons moet van kleins af. Ek het een keer gelees dat die moslems, as hulle babietjies gebore word, fluister hulle in hulle ore. Goed oor hulle geloof. En hulle glo daarin. En net so kan ons reeds voor geboorte. Nou ek weet, baie van ons is nou al gevorderd in die jare, ons het dit nou nie gedoen nie, so wat. Maar kom ons leer die jongens, en met wie ons ook al te doen kry, dat ons hierdie wêreld verander, en ons kinders kan inbou. Leer jou kleinkinders en jou kinders, hierdie wonderlike wyshede wat ons leer. As jy weet wat word vasgelê in 'n kind se lewe in haar eerste vormingsjare, dan sal jy verstaan hoekom het die Here toegelaat dat Moses daai eerste jare by sy moeder groot geword het. Daar gebeur 'n binding, so sê hulle attachment formation met jou kind. Daar word 'n binding gevorm, 'n veilige binding, 'n gehegtheid deur die moeder se versorging, deur haar warmte, deur haar teenwoordigheid. En hierdie vorm die basis van verhoudings in die toekoms. Is dit nie amazing nie? Daai caring, daai warmte, daai teenwoordigheid het 'n invloed op hoe jy met mense gaan werk eendag. Is dit nie amazing hoe die Here ons gemaak het nie? En tweedens, wat die kind se emosionele ontwikkeling aanbetref, daai liefde, die nurturing, die koestering, die reassurance, die versekering, dit help die moeder die kind mee om ook hulle emosies te reguleer en om vertroue te ontwikkel. Ons moet ons kinders baie drukkies gee. Ons moet hulle baie drukkies gee, want daar gebeur emosioneel iets in jou brein, iets wanneer jy jou kind druk. Hulle het dit nodig. Ek het gesien om met ons kindertjies, hulle gaan deur 'n baie moeilike tyd nou, Leonie en die kinders. En ons het net besef, ons moet hierdie kinders nou toemaak met ons liefde. En as ons kan, dan sê ons, kom druk vir ouma eers bietjie. En weet jy, hulle kom elke dag, hulle soek daai, dit gee hulle daai reassurance, dit laat hulle veilig voel. Dink net wat dit emosioneel vir hulle in hierdie tyd beteken om te weet. Ek kan my ouma en my oupa vertrou, my mamma vertrou, my papa vertrou. Mense, ons moet ons kinders druk. Ons regtig, daar gebeur, ek het nou nie tyd gehad om om na te vors, maar ek het dit al voorheen gelees. Wat gebeur in jou brein wanneer jy jou kind druk? Maar dit het 'n geweldige effek in jou liggaam, in jou brein en ook emosioneel, wat dit emosioneel vir jou kind. So as jy nie 'n kontakmens is nie, raak een. Druk jou vrou, druk jou kinders, leer dit aan. Jy gaan agterkom, dit is eintlik baie lekker. As daai ou lyfie hier so teen jou, ag is lekker. Man, ek kry hulle sommer net liewer. En dit help hulle om hulle emosies te reguleer en vertroue te ontwikkel. Hulle identiteit word gevorm in daai eerste jare. Deur die moeder se invloed leer die kind wie hy is, of sy is,
En dit gee vir hulle selfwaarde. Is dit nie amazing nie? Dit is hoekom Moses, hy het by sy moeder groot geword, maar toe hy op 5 paleis toe gaan, het hy reeds geweet wie hy is. Ek is 'n Hebreër. En sy identiteit was reeds vasgelê op daai ouderdom. Die moeder leer ook die taal en sosiale vaardighede wanneer hulle begin praat. Ons sê leer vir hulle asseblief en dankie en om mense te respekteer en te groet. Ons leer hulle sosiale vaardighede. Ons leer hulle maniere. Ja, en hoe om te kommunikeer. Né? Ons sukkel maar daarmee soms. Die moeder, haar opvoeding gee vir hulle veiligheid en sekuriteit, haar omgee. Haar teenwoordigheid bring veiligheid en sekuriteit. En dit gee die kind 'n gevoel van beskerming en wat baie nodig is vir gesonde ontwikkeling, dat die kind kan veilig voel. Sy voel beskermd. So, dit is wat die Here in hierdie eerste 6 jaar vir ons die geleentheid gee om in ons kinders vas te lê. Hiervan oorvleer hulle 'n bietjie van 6 tot is dit hier by 9 of 11 jaar, speel die vader nou weer 'n groter rol. Maar ons wil nou nie vandag dit vir jou bring nie, maar daar is die vader weer die primêre rol en het hy sy rol en goed wat hy nou weer in die kind vas lê. Maar hierdie is primêr, speel die moeder in hierdie beginjare die grootste rol. So hierdie nalatenskap wat ons in ons kinders los, is vir ewig. Dis vir ewig. Stefanie, kan jy vir ons 2 Timoteus 1 vers 5? Timoteus 1, Stefan, het jy hom? I am reminded, dis nou sê, of your sincere faith, a faith that, dis Paulus wat met Timoteus hier praat, nee. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother, Lois, or is it Louise? And your mother Eunice, and now I'm sure dwells in you. So sien jy hier ook, dit wat ons in ons kinders vaslê, word oorgedra na die volgende geslag en weer na die volgende geslag. Sien jy die amazing rol wat jy as moeder speel? So ons bou legacies deur elke dag getrou te wees in wat die Here op ons gelê het om te doen. So jou getrouheid vandag vorm die volgende generasies se moed en durf. En kom ons kyk hoe Moses voor Farao kom, hoe bold was hy. So dit is alles as gevolg van wat sy ma in hom gebou het. Het hy bold voor Farao gekom en hy die Israeliete later verlos uit slawerny, hierdie kind. En deur sy moeder se invloed, glo ek, het die volk van Israel later verlos. So moeders is geloofsbouers en legacy draers. En my gebed is net, ek het een belangrike stuk vergeet. Dit is 'n baie belangrike storie. Waar is daai nou? Het julle geleer van die bamboesboom? Die bamboesboom. Het julle al daai storie gehoor van die bamboesboom? In Asië, as jy 'n bamboessaadjie plant, dan gee hom vir 4 jaar lank water. En dan sien jy niks, maar jy getrou gee vir hom elke dag water. En na 4 jaar is verby, dan sien jy nog niks bo die grond nie. Die 5de jaar spring daai plantjie op. En binne 6 weke kan hy 27 voet lank word. Is dit nie wonderlik nie? Nou so wil ek ook net vir julle aanmoedig, dat hou aan met bid en hou aan getrou.
Ewen as jou kinders nou groot is, hoor, daar is genade, jou gebede kan nog net soveel krag hê, ons het supernatural grace, en die Here gaan vir jou help, jou gebede kan nou nog, van ons het dalk nie eens die Here gedien toe ons kindertjies klein was nie, so, en ons het nie hierdie goed geweet nie, maar nou weet jy, en jou gebede kan nog net so krag dra, en die Here kan supernatural dinge doen deur jou gebede, so moenie uitgesluit voel vanmôre nie. Maar is dit nie amazing van hierdie bamboesboom nie? En as jy vir ons Hebreërs 1 vers 11, net om dit te bevestig, 11 vers 1. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So dit laat my dink aan die bamboesboom. Hy kry elke dag water en die 5de jaar, tjoerps, spring hy op. Toe gebeur daar 'n amazing ding en hy spring op 27 meter. So dit is hoe geloof werk. So bly getrou, hou aan, moenie moed opgee nie, bid en jy sal vrugte kry op jou gebede. Net soos Hanna ook haar gebed geantwoord het. En ja, ek wou net daai noem. So ek wil julle vanmôre seën en bemoedig. En mag God elke moeder versterk en herinner dat hulle arbeid nie te vergeefs is nie. Daar is vrug op jou arbeid. Al kan jy dit nou nog nie sien nie. Die Here is met jou, Immanuel. Hy hoor jou gebed. Hy het jou nie vergeet nie. En ek wil net hê dat ons sal staan en saam met ons moeders sal staan. Ek wil net hierdie gebed bid. Loof die Here. Dankie Here. Ons eer U Here. Here, ons wil vanmôre elke moeder, elke ouma, elke geestelike moeder, elke moeder in wording na U toe bring, na U genade troon. Mag U hulle seën en hulle krag gee om aan te hou in hulle roeping as die beskermers van die geloof en die bouers van legacies. Mag hulle in U liefde en genade wandel. Mag hulle elke dag ervaar hoe U hulle lei, hoe U hulle versterk. Mag hulle harte wees vol van vreugde, van vrede. Ek bid dat hulle lewens 'n getuienis wees van U onveranderlike goedheid, soos wat ons gesing het vanoggend. Here, ek bid dat U hulle gesinne sal seën, dat hulle mag vrugte dra van hulle arbeid, wat kan oorvloei van geslag tot geslag. Here, ons weet nie wat gaan uit ons uit voortgebring word. Ons kinders en ons kleinkinders en hulle daarna. Dank ons U Here reeds vir wat U gaan voortbring en dat U gaan vrug bring op hierdie moeders wat vanoggend hier voor U staan en ook hierdie vaders vir hulle rol wat hulle gespeel het in ons kinders. Here, ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Ek wil net vir julle sê, moeders, jy is nie vergete nie. Jy word deur die hemel gesien en jou beloning is seker. En ek wil hê dat jy sal skyn want jou lig het gekom. Ek wil hê daarom met vir ons daai Jesaja 60 net vir ons sal lees, en dit is vir U vanmôre. Staan op en skyn, want jou lig het gekom. Weet wie jy is, weet wat God deur jou kan en wil doen vanoggend. Halleluja. Prys die Here. Nou as Jesaja 60 Amplified Bible sê, Arise from your depression and your prostration. Praat nou met die moeders, elke vrou. Arise from your prostration, your depression or any emotional, unholy emotion, what the devil wants you to believe. Arise from that
and shine, for your light has come. Elke vrou in hierdie plek vanmôre. Jy het jou dae gehad, van ons is steeds, of van julle is steeds, of het nou, ervaar het nou, maar dit is die woord. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Nou, Jochebed, Moses se moeder, Jochebed beteken Yahweh is glory. Sure. God is glory. En jy moet nou vanmôre hoor, hierdie, dankie Chris, hierdie was 'n pragtige, powerful boodskap. Die punt is net, jy is vanmôre 'n gesalfde vrou, jy is 'n kind van God, en net soos Jochebed, wat beteken Yahweh is glory, en Moses het gesê, Here, as u heerlikheid nie saam met my gaan nie, dan gaan ons nêrens nie. En Moses het die heerlikheid van God gedra. So is dit dat die Here vandag nog oor ons kinders die heerlikheid van die Here wil laat skyn. So dit is die woord. Amen. Jesaja 60 vers 1. Amen. So, ek wil net vir vandag 'n opdrag gee, moeders. Gaan voort in krag. Ja, ek is nog so opgereg. Ek wil julle met my dribbel hoor. Gaan voort in krag. Jy is aangetrek met waardigheid. God het jou waardig gemaak. Jy is gekroon met wysheid. So staan op, soos Dani gelees het, wandel in die seën van die Here, want hy is met jou, soos ons gesing het. En doen dit, o magtige vrou van God, weet wie jy is. O, jou dingetjie is anders, so kom ek fluit. So, ek wil die aanmoedig. So, ek gaan nou oorgee vir Estie julle. Daar sê, ons gaan ons moedertjies gou bederf. Ja, so jy kan rustig sit dan, né? Ek gaan nou hier afsit, Niels. So, moenie vergeet wat is in jou nie, en leer die jong moeders, asseblief, ons ouer vroue, gaan uit en verkondig hierdie woord, sodat ons hierdie wêreld kan verander. Ons wag net gou vir ons kindertjies. En ek kan nie hier voor wees om op nie iets te sê nie. Ek het ook iets wat ek vir julle wil sê. Laasjaar se boodskap het ek gesê, elke moeder, elke mens het 'n moeder, almal van ons het 'n moeder. Selfs Jesus het 'n moeder gehad. Ek wil vir julle lees uit Johannes 19 vers 26. Toe Jesus sy ma sien en die lieflingsdisipel was by sy ma staan, sê hy vir haar, vrou, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou ma. Van hierdie dag af het die disipel Jesus se ma by hom aan huis geneem. Selfs in sy laaste oomblikke aan die kruis draai Jesus nie net sy gedagtes na die wêreldse verlossing nie, maar ook na sy moeder. In die middel van die onbeskryflike pyn sien hy haar pyn en hy sorg. Met die woorde, vrou, daar is u seun, daar is jou moeder, verbind hy twee mense in 'n nuwe verhouding van sorg en liefde. Op hierdie Moedersdag eer ons elke vrou wat soos Maria getrou, teenwoordig,
vol geloof, selfs in moeilike tye. En soos Jesus sê ons vandag vir julle, ons sien julle, julle is kosbaar, julle is nooit alleen nie. Mag julle liefde betoon, julle trane gesien word en julle harte rus vind in hom, wat moeders nooit vergeet nie, want hy het sy moeder ook nie vergeet nie. Vandag is 'n baie spesiale dag vir my. Lou en Stefanie se mamma verjaar. My ouma sou ook vandag verjaar het, wie se name ek het, so ons eer hulle. En dan het ons vir elke, eerst ons moeder van die gemeente. Ekskuus julle. Dankie Chrissy, ons is bitter baie lief vir jou en jou voorbeeld wat jy vir ons is. Ok, dan al die mamas en oumas kan maar vorentoe kom, asseblief. Ok, het almal nou. Dat is hy. Baie dankie, julle kan maar gaan sit en dan gaan Niels vir ons seën met 'n lied wat hy gaan sing. Dankie julle. Chrissy het ons nou vertel van Susanna wat 2 ure gebid het met die 10 kinders wat sy gehad het. Dan vra sy weet nie waar kry sy die tyd nie. Ek weet nie waar kry Chrissy die tyd nie, want 11 uur die aand dan kom maar goeders deur van die musiekspan. So ek dink dis maar 'n ding wat 'n mamma het. Nou elke moeder hierso is gekies deur God. Net soos wat God Maria gekies het om Jesus se moeder te wees, het hy elke mamma wat hier is, het hy ook gekies. En in Numeri 6 is daar 'n seëngebed. En ek wil graag die seëngebed dan nou vir julle sing. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.
jou lewe in 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe in 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe in 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe in 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou. In die oggend, in die ander, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde. Hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou. Prys die Here. Dankie Niels. Loof die Here, ons gaan nagmaal gebruik. Die Here se aangesig skyn oor ons en ons dank die Here as Gateway Gemeenskapskerk dat deur die bloed en deur die liggaam van die Here Jesus Christus en die opstanding, dit wat vanmôre hier gebeur, is die kruisiging, wat spreek van die bloed wat gevloei het, die liggaam wat vir ons gebreek was, Jesus wat begrawe is, opgestaan het en het met sy bloed aan die regterhand van God die Vader in die troonkamers ingestap, het aangebied en God het sy gees uitgestort. En elke moeder weet dit vanmôre, die gees van die Here is op jou. Bid in tale, praat met die Here, wandel met God op pad en ons dank die Here dat hy jou in staat stel om die moeder te wees wat net jy kan wees. Is dit nie wonderlik nie? So ook vir die gemeente. Ons dank God wat hy doen in ons gemeente, wat hy besig is om te doen. En ons dank die Here voor die einde van hierdie jaar. Vertrou ek die Here en ek weet jy is saam met my dat in hierdie gemeente 'n radikale verandering gaan kom. Die heerlikheid van God gaan deurbreek. Herlewing
gaan plaasvind. Stem jy saam met my? Praise the Here. Signs, wonders, mercy, and wonders through the mercy of God. So kom ons staan. Vader, ek seën hierdie tafel vanmôre. Dankie vir die woord wat uitgegaan het. Dankie dat ons die naam kon loof en prys. Dankie vir die teenwoordigheid wat nou in hierdie plek is en wat in ons harte is. En terwyl ons nou aan die tafel gaan sit, Here Jesus, U het gesê, as ons nie van die bloed drink en van U liggaam eet, het ons geen lewe in onsself nie. Dankie dat ons dit vanmôre kan ervaar en ook nou meer intens gaan beleef, terwyl ons met U gemeenskap het in en deur die tafel van die Here. Ons eer U daarvoor. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you for your anointing right now. Right now. Right now. Holy Spirit, glorify Jesus Christ in and through everyone in this place. Amen, amen. Stap uit, bedien jou vrou, julle kinders, bedien jou moeder, gee haar 'n klapsoen, druk haar, waardeer haar, sê vir haar, dankie mama, en doen dit in die liefde van die Here. Prys sy wonderlike naam. Geloof bring legacy. Geloof word gesien in ons kinders en in hulle kinders en in hulle kinders. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. We love you, Lord.